Goeiemôre gemeente en ook 'n hartlike welkom vanoggend aan al die besoekers onder ons. Soos ons elke dag doen en hoort te doen, kom ons roep ons Here. Ons bely saam ons afhanklikheid deur te sing. Sing vanuit Psalm 121 en daarvan sing ons saam vers 1 waarna ons dan die Here se seën ontvang. Die Here antwoord ons op ons verklaring met sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. En kom ons loof hom dan op sy seën, so ryk en oorvloedig, wat ons so onverdientelik ontvang. Ons gaan saam sing Psalm 34 nou. In ons reeks vanuit Job waarmee ons besig is ons besig om te kyk na die swaar kry en die lyding van die gelowige. Iets ons laasweek gesien het wat so kosbaar is dat die Here is waardevol, kosbaar, heerlik genoeg om liefgehê en aanbid en geprys te word, ongeag die omstandighede. Daarvan sing ons nou in Psalm 34, hier waar die digter neerpen in weelde en in ongeluk. Altyd sal ek die Here prys, altyd vir hom my lof laat rys in voorspoed en in druk. Psalm 34, daarvan sing ons saam vers 1 en 8. Van harte bely ons vanoggend saam met die kerk deur die eeue ons een en enige geloof. Ons doen dit aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei
en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Wanneer ons so heelhartig ons geloof bely, dan bely ons inderdaad geloof in die verbondsgod. En dan antwoord hy ons met sy verbondswee. Ons luister dan saam vanuit die wet van die Here, vanuit Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld, of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons antwoord die Here op sy heilige wet deur vir hom saam te sing. Ons gaan saam sing Psalm 103. Deur die wet is die Here besig om ons op te roep tot gehoorsaamheid, sy verbondswee vir ons te skilder, maar ook besig om ons te vermaan en tot bekering te roep. En meer nog is hy besig om ons te roep tot sy genade in Christus. Ons sing dan juist daarvan. Psalm 103, waar ons in vers 2 sing, loof hom wat jou van skulde las onthewe, genadiglik die sondes wil vergewe. Jou krankheid ken en liefderyk genees, wat van die dood jou lewe weer verskoon het, met goedheid en ontferming jou gekroon het. En in die nood is hy jou hulp gewees. Psalm 103, en sing ons vir die Here vers 1 en 2.
Saam bid. Ons almagtige God en hemelse Vader, hoe loof ons siel U, U wat oneindig lofwaardig is, oneindig in U heerlikheid, oneindig in U skoonheid en goedheid. O, wie is 'n God soos U? Ons loof U met alles wat binne in ons is. En ons sal U loof tot in ewigheid, want dit kom U toe. Ons loof U vir U genade teenoor ons kinders, ons gesin, ons gemeente. Dankie dat U vir ons 'n warmhartige en 'n genadige en 'n wyse Vader is. U weet wat ons nodig het, dag na dag van begin tot einde. En in U getrouheid aan U verbond gee U dit. Hoe kan ons anders as om U dan te loof en te prys? O, wanneer U wet ons verneder en ons sondes voor ons aangesig hou en wanneer ons nie kan wegkyk van ons skuld nie. Ook dan kom U met U genade. Ook dan wys U ons harte en ons oë op die Here Jesus Christus. Hy wat ons krankheid genees deur dit op hom te neem. Ons loof U, ons sal U loof. Ons verlang na die dag dat ons onverhinderd in die koninkryk U kan loof. Ons Vader, dis met harte vol van lof en verwondering wat ons dan ook ons oë hef tot U hand wat alle dinge gee. Versadig ons nou met die goeie uit U woord. Leer ons daaruit, vorm ons harte, ons gedagtes, hoe ons dink oor U, hoe ons U nader. Vorm ons liefde vir U. En mag ons vol word van U gees en U woord. En is in hierdie tyd ook wat ons met vreugde voor U verskyn en met verwagting uit U woord, dat ons in die besonder dink aan ons broers, ons susters, ons geliefdes wat swaar kry. In die besonder hulle wat so swaar kry dat hulle nie onder ons kan wees nie. Vertroos hulle tog. U nabyheid, U liefde, niks kan daarmee vergelyk word in troos nie. Versterk daardie siele en daardie harte. So bid ons ook vir ons geliefdes wat nie in die gemeente is nie. Wees hulle naby in hulle lyding. Hou hulle oë op U en hou hulle staande. Bewaar hulle van die duiwel. Bewaar hulle van die wêreld. Bewaar hulle van die sonde. Vader, ons bring ons bede so voor U. Wil U ons dan verhoor en genadig wees in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Voordat ons saam gaan luister na die woord van die Here, ons sing eers weer. En waar ons dan nou sing ons om ons harte te verkoop. Ons gedagtes te vul met wie die Here is in afwagting vir sy woord. Psalm 145 sing ons,
juis van die skoonheid en die heerlikheid van die Here. Waar ons in vers 1 sing, U naam, o Heer, so hoog in heerlikheid, wil ek verhef vir ewig en altyd. U koningseer wat alle kroon oorstraal, wil ek verhoog in onvermoeide taal. Psalm 145 en daarvan gaan ons saam sing vers 1 en vers 4. Verlede week het ons in die eerste deel van ons reeks vanuit die boek Job na die groot sentrale vraag van hierdie hele boek gekyk. En dit is, sal God gevrees en aanbid word, gedien word, liefgehê word, bloot omdat hy is wie hy is? Of moet hy daarby seëninge, voorspoed, uitkoms gee, voor hy geloof sal word? Is hy waardevol genoeg, kosbaar genoeg, heerlik genoeg, bevredigend genoeg in homself, of nie? Deur Job se lyding het God hierdie vraag vir altyd geantwoord. Hy is genoeg, bloot omdat hy is wie hy is. Die almagtige ryk God. Genoeg om ewige vrees aanbid en liefgehad te word. Alweer hou hy alles van die mens. Hy is nog steeds genoeg aan homself, soos Job later in hoofstuk 13, na hy alles verloor het, uitroep, al wil hy my ombring, nog hoop ek op hom. Dis kosbaar om God so te sien, oneindig kosbaar. Om hom te sien as meer werd as enigiets wat hierdie lewe kan bied. Enigiets wat jy in hierdie lewe kan verloor. Dit versoet die siel, maar dit laat nog baie vrae onbeantwoord. Vrae wat ons wakker hou in ons lydensnagte, waar ons hart net nie oor kan kom nie. Vrae soos, waarom ly ek? Waar is my Here nou? Het die Here my oorgegee? Is hy kwaad vir my? Hy staan goed, hy staan lief vir my. Wat gaan aan dat ek in hierdie dal moet sit van swaar kry? Wat sal ek vir hom sê, aangesien dit vir my voel asof die hemele vir my toegesluit is? Nou in die res van hierdie reeks sal ons soveel as moontlik van hierdie vrae probeer antwoord vanuit die boek Job. Ons troos en rus, ons antwoord op sulke vrae lê immers nêrens anders as in die mond van ons Here nie, in sy heilige woord. Maar vanoggend gaan ons fokus op hierdie. Van wie af kom ons lyding? Wie bepaal, besluit, beskik ons swaar kry? Wie besluit hoe lank, wanneer, hoe diep? In wie se hand is ons swaar tye? Ons gaan dit doen deur weer na die eerste 2 hoofstukke van Job te kyk, Job 1 en Job 2 tot by vers 10. Nou, hier in hierdie eerste 2 hoofstukke kry ons inderdaad te doen met Job
se unieke en uiters swaar lyding. Maar die waarhede wat die Here hierin openbaar, geld vir alle lyding vir die gelowige. Dit geld vir jou kanker. Dit geld vir jou kritiek. Dit geld vir jou ongeluk en jou verlies. Wanneer jou verbondskind die geloof verlaat, of wanneer hy verlei word deur die wêreld om in die sonde te volhard. Wanneer jou liggaam onder ouderdom begin afskakel, of wanneer die behandeling net nie werk soos jy gehoop het nie. Dit geld vir wanneer jou huwelik vol onrus raak, dreig om ineen te stort. Dit geld vir wanneer jou verhoudinge verbrokkel en jy die bitter van verraaiing proe. Die Here het nog nooit geswyg oor jou pyn, jou worsteling, jou seer nie. Hy het nog nooit ver gestaan nie, wat dit ook al mag wees. En ek sê dit nie ligtelik nie. Ek besef dat baie hier sit, sommige van julle wat al jare lank met hierdie dinge en erger worstel en dit dra. Julle siel is al versadig van die smart. Maar jou Here spreek. Sy mond drup van heuning soos die heuningkoek. Dit vloei van mirre. Waar anders sal jy gaan? Ons luister dan saam weer na ons Here se woord vanuit Job 1, die hele hoofstuk, en dan ook hoofstuk 2 tot vers 10. Ek kan gerus jou Bybel hier oophou, deur die loop van die preek, sodat jy keer op keer weer kan kyk en die Here se lig sien vanuit sy woord. Job 1 vanaf vers 1. Daar was 'n man in die land van Us, wie se naam was Job. En die man was vroom en opreg en godvreesend, en een wat afgewyk het van die kwaad. En vir hom is daar 7 seuns en 3 dogters gebore. Daarby was sy besitting 7000 stuks kleinvee en 3000 kamele en 500 paar beeste en 500 eselinne en 'n groot menigte slawe, sodat die man ryker was as al die kinders van die ooste. En sy seuns was gewoond om 'n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag. Dan stuur hulle en nooi hul 3 susters om saam met hulle te eet en te drink. En elke keer as die dae van die maaltye om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle, want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën. So het Job altyd gedoen. En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde, wat ek deurkruis het. En die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, godvreesend en wat afwyk van die kwaad. Die Satan antwoord die Here en sê, is dit verniet dat Job God vrees? Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskik nie? Die werk van sy hande het u geseën, en sy vee het sterk vermeerder in die land. Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het, waarlik hy sal u in u aangesig seën. Daarop sê die Here aan die Satan, kyk, alles wat hy het, is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. En op 'n dag, terwyl sy seuns en sy dogters besig was om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer, kom 'n boodskapper na Job en sê, terwyl die beeste aan ploeg was en die esels aan wy langs hulle, het die Sabeërse inval gedoen en het weggeroof. En hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, die vuur van God het van die hemel geval en gebrand onder die kleinvee en onder die dienaars en het hulle verteer. En net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander dienaar, 'n ander een en sê, die Galdeërs het 3 leerafdelings opgestel en 'n aanval op die kamele gemaak en het weggeroof. Maar hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die een nog spreek,
kom daar 'n ander een en sê, u seuns en u dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer, toe daar met eens 'n groot wind oor die woestyn kom, wat die huis aan die vier hoeke gegryp. En het op die jong mense geval, sodat hulle gesterf het. En net ek alleen het ontvlug om dit te vertel. Toe staan Job op en skeer sy mantel en hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval en gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem. Die naam van die Here sy geloof. By dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongeruims toegeskryf nie. En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor die Here te stel. Toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord en sê, van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het. En die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad, en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy my teen hom opgehits het, om hom te vernietig sonder oorsaak. Toe die Satan die Here geantwoord en gesê, huid vir huid, en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe. Maar strek net u hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan, waarlik. Hy sal u in u aangesig seën. En die Here sê aan die Satan, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here en hy het Job met bose swere getref, van sy voetsool tot sy skedel. En hy het vir hom 'n potskerf geneem om hom daarmee te krap terwyl hy in die as sit. Toe sê sy vrou vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid, seën God en sterf. Maar hy antwoord haar, soos 'n dwaas praat jy. Die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte aanneem nie. By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. Tot sover. Vir die diepste en die sterkste troos in ons lyding is hierdie een vraag sekerlik een van die eerstes wat jy gaan moet beantwoord. Onder wie se hand ly jy? In al jou swaar kry, lys hulle, onder wie se hand ly jy daardie dinge? Dis 'n vraag wat die kerk deur die eeue verdeel en steeds verdeel. 'n Vraag wat maak dat talle gelowiges wat die Bybelse antwoord nie op daardie vraag ken of glo nie in die groen weivelde van hulle herder se troos kan rus en neerlê nie. Indien jy hierdie vraag gaan antwoord, soos baie vandag, dat God niks te doen het met jou swaar kry nie. Hy het geen hand of deel daaraan nie, aan jou lyding nie. Dit kom van die duiwel af, dit kom van die sonde af, dit kom van die gebroke skepping af. God wil dit allermins, hy kan dit net nie verander nie. Hy sal 'n darm draai en verander tot jou beswil. Indien dit jou antwoord is, dan gaan jou troos net so swak en gering wees en beperk wees soos jou onvolledige begrip van wie die soewereine God is. So 'n antwoord sal jou dalk kan troos in die ligter dele van jou lyding, dit wat vir jou meer frustrasie as ware smart is. Maar dit gaan nie jou hart kan stit, jou siel kan laat rus, wanneer die son van verdrukking in sy krag oor jou skyn nie. So wat is dan die antwoord? Onder wie se hand ly ons? Ons kyk na die teks. Kyk saam met my. En hierdie vra ons dan vanuit die teks, onder wie se hand en toedoen ly Job? Al hierdie vreeslike dinge wat gebeur, hierdie tragedie, hierdie smart. Vers 15 van hoofstuk 1. Hoor ons, die Sabeërs het 'n inval gedoen en dit weggeroof, en hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan. Vers 16.
Die vuur van God het uit die hemel geval en gebrand onder die kleinvee en onder die dienaars en dit het hulle verteer. Vers 17. Die Galdeërs het 3 leerafdelings opgestel en 'n aanval op die kamele gemaak en dit weggeroof, maar hulle dienaars met die skerpte van die swaard verslaan. Vers 19. 'n groot wind het oor die woestyn gekom, wat die huis aan die 4 hoeke gryp en het op die jong mense geval, sodat hulle gesterf het. So die Sabeërs, die Galdeërs, die vuur, die wind, dit is waaronder Job ly. Die sonde van die mens en die gebrokenheid van die skepping, dit het niks met God te doen nie. Is dit die antwoord? Is dit wat die teks vir ons sê? Nee. Kyk wat gebeur in hierdie teks, wat openbaar die Here vir ons. Hy trek die gordyne van die hemel oop, sodat ons vlugtig daarin kan sien. Sodat ons nie hierdie fout sou maak om so te antwoord nie. Kyk na vers 6. En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. En dan, na 'n gesprek tussen die Here en die Satan, hoor ons hier in vers 12, kyk, alles wat hy het is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie, en dan volg al daai tragedie wat vir Job tref. So die Satan is die een wat die Sabeërs en die Galdeërs en die vuur en die wind gebruik het om vir Job te tref. God's nie betrokke nie, dis die duiwel. Hy is die bewerker van alle smart en lyding wat ons ervaar. Kom vanuit sy hand. Die Here is 'n goeie God. Hy wil enkel en alleen die goeie gee. Die sleg en die seer is alles die raad, die plan, die werkinge van die duiwel. Is dit die antwoord? Is dit wat die teks sê? Nee. Die Here keer ons ook om hierdie gevolgtrekking te maak. Oorweeg waarom dit nie die antwoord kan wees nie. Die Satan is werklik, ja. En die Satan is uit daarop om die gelowiges, die bruid, die kerk van Christus seer te maak, te breek, te verniel, dis waar. Ons hoor die Satan is magtig, 'n magtige skepsel. Hy kan dit werk in die Sabeërs en Galdeërs en groot volke om dinge te doen, Job se besittings aan te val. Ons hoor hoe hy die vuur uit die hemel en die groot wind gebruik om Job te tref. Later in hoofstuk 2 vind ons dat hy Job self tref met bose swere, maar let op wat die teks keer op keer vir ons uitwys. Die Satan is beperk, uiters beperk. Hy is aan 'n kort leiband. Wanneer hy vir Job wil aanval, dan moet hy keer op keer na die Here toe eers gaan en toestemming vra. Hy moet goedkeuring kry. Hy noem nie eers vir Job wanneer hy voor God verskyn nie. Die Satan kan nie 'n vinger roer teen God se mense op sy eie nie. Die Satan het beslis deel aan Job se lyding. Hy tref vir Job, sy besittings, sy kinders. Maar Job se lyding is nie in die hand van die Satan nie. Hoe allermins. Hy is nie die bron, die oorsprong nie. Die mag lê nie by hom nie. God is soewerein oor die Satan. God beheer hom, beperk hom volgens sy magtige welbehae. En dit bring ons dan uiteindelik by die antwoord. Onder wie se hand ly Job? Dis onder God se hand. Sy God. Dis een van die eerste dinge waarop Job homself en sy siel werp na sy tragedie. Ek vers 8. Hoor wat sê hy. Of hoor wat gebeur. En die Here vra die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand soos hy nie. Wat gebeur hier? Wat's hier aan die gang? Dis soos 'n dief wat inbreek om te steel. En daar loop hy aan die eienaar vas. En die eienaar sê vir hom, het jy my kosbaarste skat gesien? Daarvoor, onder die glas, diamant, onvergelykbaar in waarde. Die Here is besig om die Satan aanleiding te gee om vir Job aan te val. Hy is besig om vir Job te skilder voor die Satan. Die Here was nie spyt daaroor na die tyd
en het gedink dat hy eerder nie dit moes doen nie, want nou gaan die Satan vir Job aanval. As hy maar net stil gebly het oor Job, sou Job gespaar bly. Nee. Die Here het beskik om hierdie lyding oor Job te bring. Hy stel Job voor die Satan. Die Satan is bloot die middel waardeur die Here sy plan en beskikking sal uitvoer. En hoor dan wat sê Job na sy tragedie. Vers 21. Naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee. Die Here het geneem. Die naam van die Here, die sy geloof. En hoor dan weer in vers 2, of in hoofstuk 2 vers 10, waar hy aan sy vrou sê, die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte aanneem nie. Dit is die Here, die soewereine, almagtige God wat werk. Dis hy wat gee, en dis ook hy wat neem. Die goeie en die slegte, volgens sy welbehae en sy wysheid. Ons kan sê, vervloek sy die Satan, vervloek sy die Sabeers en die Galdeers, die vuur en die wind, maar geloof sy die naam van die Here. Hy wat soewerein die tragedie bepaal, beskik en bestuur. Waarom? Want hy is God. O die onbeperktheid van sy gesag en sy krag, sy wysheid en sy getrouheid. Hy is wie hy is, almagtig en soewerein, die een wat alle dinge laat gebeur volgens sy goeie, wyse, vaderlike wil. Maar iemand kan dan maklik hier sê, goed, maar is dit nie net Job se perspektief nie? Kyk, Job weet nie wat aangaan in die hemel nie. Hy weet nie van daai gesprek tussen God en die Satan nie. Is Job nie net hier besig, wanneer hy sê, die Here het gegee, die Here het geneem, is hy nie dan net besig om vanuit sy eie perspektief te praat, en dus praat hy eintlik verkeerd nie. Dis hy verstaan net nie. Die Here keer ons om daai gevolgtrekking te maak. Hoor weer vers 22. Die Here het gegee, die Here het geneem, en dan voeg die Here daarby. By dit alles, daai wat Job nou net gesê het Job nie gesondig nie. En hy het niks aan God ongeruims toegeskryf nie. En dan ook weer later, wanneer hy sê, die goeie sou ons van God aanneem en nie ook die slegte nie, dan voeg die Here in vers 10 by. By dit alles, om te sê, die slegte van God moet ons ook aanneem, het Job nie gesondig met sy mond nie, met sy lippe nie. So wanneer Job sê, dat sy smart in die hand van God is, dan sê hy nie iets vals nie. Hy sê nie net iets uit sy beperkte perspektief nie. Hy sê dit wat die Here sê, dit wat waar is. En dan so duidelik in hoofstuk 2, vers 3, die tweede keer toe die Here en die Satan praat, en die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job, want daar is niemand op aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. En hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy my teen hom opgehits het, om hom te vernietig, sonder oorsaak. Broer en suster in die Here, jy het nie dieper troos in jou lyding as hierdie nie. Kan dalk aanvanklik klink, nee, ons kan nie sê God beskik en beplan en beheer ons lyding nie, maar jy het nie 'n dieper troos as dit nie. Elke druppel van jou smart is in die hand van jou Vader. In die hand van hom wat jou so lief het, dat hy sy enige gebore onskuldige seun aan die kruis laat naal het vir jou. Dis in wie se hand jou lyding is. Hy weet wat hy doen. In die hand van hom wat 'n ewige verbond met jou het. Hy wat die begin en die einde is, wie se wysheid en sy goedertierenheid geen perke het nie, wat jou dieper ken as jou eie siel.
hy weet wat hy doen. As hy verdruk, as hy onheil stuur, soos hier met Job, dan is dit deel van sy wyse, getroue, vaderlike plan en pad wat hy met jou stap, want dit is wie hy is. As jy sy soewereiniteit, sy magtige beheer, beskikking, bepaling in jou lyding gaan probeer ontken, as jy gaan sê, dat hy slegs die goeie vir jou wil, en niks met die seer in jou lewe te doen het nie, dat hy nie lyding vir jou wil hê nie, maar dat dit nie anders kan nie. Hoe sal jy ooit rus? Hoe sal jy ooit veilig voel? Oor die dal van armoede en angs, indien jy God se soewereiniteit in jou lyding miskyk. Jy sal altyd vra, waarom het hy dit nie gekeer nie? Waarom het hy die kar wat raak gery het nie laat breek in die oggend nie? Waarom het hy die slegte invloede nie van my kinders af weggehou nie? Waarom kon ons nie vroeër die gewas raak sien nie? Jy gaan altyd vra, as ek maar net hierdie of daardie gedoen het, dan sou ek al hierdie swaar kry vermy het. As Job se kamele net daardie dag elders gewy het, sou hulle veilig wees. As ek maar net betyds anders gedink het, anders besluit het, dan sou ek nie hierdie en daardie gedoen het en nou in hierdie lyding wees nie. Soos Martha en Maria vir die Here Jesus gesê het, as u maar net hier gewees het, dan sou hy nie gesterf het nie. Dis jou lot as jy die soewereiniteit miskyk in jou lyding. Maar hier kan jou hart rus vind. Jou lyding en jou smart is deur die een wat jou die diepste ken, jou die oorweldigendste lief het. Is in sy hand spesifiek afgemeet in sy wysheid. Jy is waar jy is. Jy het wat jy het, omdat jou wyse en getroue herder dit presies so in sy goedertierenheid beskik. Deur die eeue is hierdie waarheid, God se soewereiniteit in ons lyding, die soetste, die sterkste troos vir die kerk van Christus. Ons is nie oorgelewer nie. Hy is nie ver nie, onbewus, onbetrokke nie. Sondag 9 van die Heidelbergse Katekisme, daar bely ons wat ons glo oor God as Vader, en hoor wat bely ons hier aan die einde. Hy sal ook al die kwaad wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik, nie toelaat nie, nie draai nie, oor my beskik, tot my beswil verander, omdat hy dit as 'n almagtige God kan, en ook as 'n getroue Vader wil doen. Sondag 10, waar die vraag is, wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God, of die voorsienigheid se ander woord vir soewereiniteit, wat verstaan ons daaronder? Dan antwoord ons, die almagtige, alomteenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels, asof met sy eie hand nog onderhou en so regeer, met lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede, en alles, voeg by hier wat jy wil, en alles, ons nie per toeval nie, maar uit sy Vaderhand toekom. Daar is die bron gelowiges. Daar is die weduwee se kruik wat onophoudelik met olie vloei. Jou soewereine God regeer so, dat niks, nie 'n druppel van jou lyding onder sy hand kan uitkom nie. Hanna, Samuel se moeder, na jare se diep smart en seer omdat die Here haar moederskoot toegesluit het,
Wanneer hy 'n seun vir haar gee, dan sing sy, die Here maak dood, die Here maak lewend, hy laat neerdal in die doderyk en laat daaruit opkom, die Here maak arm en maak ryk, hy verneder, ook verhoog hy. Hoor daar wat sing sy? Haar lof is nie hoofsaaklik vir die seun wat sy gekry het nie. Haar lof is vir die soewereiniteit van God. Sy mag, sy gesag, sy beheer. Dat die Here sy knegte se lyding nie net gebruik tot die goeie nie, maar in sy wysheid, goedheid, liefde, elke oomblik van daardie lyding beheer en bestuur tot hulle saligheid. Soos die see het hy vir ons lyding 'n grens getrek, tot hier sal jy ly en nie 'n druppel meer nie. O, ken tog jou herder, ken sy goedheid, sy wysheid, ja, jy ly, maar jy ly onder 'n wyse, barmhartige, ontfermende hand. Waar anders sou jy jou lyding vandaan wou hê? Waar anders? En weer, soos telkens die geval is, wanneer ons met sulke kragtige, kosbare waarhede in die Here se woord te doen het, sien ons dit die diepste, die duidelikste, die helderste by die kruis van ons Here Jesus Christus. Soos ons verlede week ook genoem het, die kruis van Christus was sonder twyfel 'n lyding, maar daar voor dit nie op hierdie aarde was nie, en na dit ook nie weer op hierdie aarde sal wees nie. Die Here Jesus Christus, onskuldig ter dood veroordeel, gemartel, gespot, gehaat, alhoewel hy die fontein van lieflikheid is. En dan die klimaks van sy lyde, aan die kruis, drink hy God se almagtige toorn, die helse straf wat ons moet kry vir ons sonde, sodat ons nie hoef nie. 'n lyding wat ons beperkte verstand nie kan begryp nie. Onder wie se hand het hy daar gelei? In Getsemane bid hy, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Wie skink daardie beker? Hoor wat sê ons Here in Handelinge 4 daaroor. Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met die heidene en die volke van Israel vergader, teen u heilige kind Jesus, wat u gesalf het, om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind. So Herodes, Pilatus, Israel, heidene, en soos ons weet, die Satan, almal betrokke by Jesus se lyding. Hulle was bloot instrumente. Bo hulle was die wyse hand van die soewereine God, wat beskik en bepaal na sy welbehae. Beantwoord dit alle vrae, alle worstelinge. Geensins. As die Here wil en ons bly gespaar, sal ons in die volgende weke nog baie vrae en worsteling vanuit die boek Job antwoord. Maar hierdie sien ons vanoggend. Wanneer die lewe se diepste smart en lyding tref, wanneer ons onsself in strikke van die dood en bande van die doderyk gevoel, is ons veilig. Want die een wat elke aspek van daardie lyding afmeet, in sy hand hou, regeer oor dit, is jou wyse, almagtige, barmhartige, hemelse Vader. Hy vat jou hierdie dal van doodskade weer binne. Hy weet hoe om jou daar uit te kry. Wanneer die beker bitter is, kan jy hom steeds drink. Dit is immers 'n beker uit die hand van jou Vader. Amen. Ons bid saam. Vader wat in die hemel is, hier is baie wat van die kinders wat swaarder kry en swaarder gekry het as wat
enige ander mens ooit sal van weet. En dis die beker wat U vir hulle beskik het. Ons buig voor U mag en gesag en U wysheid neer. Ons bely, ons pyn word vermeerder baie keer deur ons onkunde. Ons wat nie verstaan wat aangaan of waarom U doen wat U doen nie. Maar ons prys U vir U gesag en U heerskappy. Wanneer U vrugte aan die bome gee en die vee in volheid in die veld, prys ons U vir elke geskenk, en wanneer U dit neem, prys ons U vir U wysheid. Ons ken U, en ons ken die verbond wat U met ons het, en dat U getrou is aan die verbond om ons God te wees, om ons die lewe te gee, om ons te ondersteun, om ons te leer, om ons te vorm, om Uself vir ons te gee. Daarom hou ons vas aan wie U is in die swaarste nag van verdrukking. Ons bid vir hulle wat nie besonder swaar kry. Nou, vertroos hulle siel. Mag hulle U vertrou in U wysheid. U vertrou in U goedheid en U liefde vir hulle. Mag hulle jubel oor U hand, wanneer dit weelde bring en ongeluk, omdat U hand so kragtig, en so regverdig, en so goed, en so genadig is. Ons bid dat U hulle swaar kry mag beskik, dat dit sal wees van korte duur, dat U gou die uitkoms sal gewe, maar in die tyd wat U dit nog langer beskik, versterk, onderhou, bewaar hulle. Al ons swaar kry probeer die duiwel ons wegtrek, seermaak. Hy probeer om ons harte teen U te draai, bewaar ons harte. Ondersteun ons met U Gees en bewaar ons. Mag ons oë altyd op U wees. U wat selfs in die swartste nag oneindig skitter en blank van heerlikheid en skoonheid. En mag ons harte altyd vergenoegd wees in wie U is. Ons prys en loof U, en ons sal tot in ewigheid. Verhoor ons dan, Vader, om ons Here Jesus Christus se naam ontvolg. Amen. Omdat die Here is wie Hy is, goed, barmhartig, genadig, getrou aan sy verbond, weet ons dat wanneer Hy swaar kry, beproewing, verdrukking, beskik oor ons, dat Hy weet wat Hy doen. Dus doen dit in sy wysheid, sy goedheid, sy genade. Dit het Dawid ook geweet, daarvan sing ons dan nou, Psalm 119, vers 25, waar Dawid sing, dat U my verdruk het, Here, was enkel goed vir my. Want daardeur het U my dieper in U kennis ingelei. Daarom is dit my veel beter as die allerrykste skat, meer as al die goud en silwer wat hierdie wêreld kan bevat. Psalm 119, daarvan vers 5 en 26.
antwoord ons dan nou met sy seun. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.